In vandag se les oor hoeke en lyne gaan ons 'n bietjie kyk na ewewydige lyne. As ons kyk na ewewydige lyne, 'n ander woord vir ewewydige lyne is parallelle lyne. Ewewydige lyne of parallelle lyne is oral ewe ver van mekaar af en kruis mekaar nooit nie. Met ander woorde, as ons twee ewewydige lyne het wat ewewydig is aan mekaar, dan gaan dit beteken dat hierdie lyne is presies ewe ver van mekaar af. Orals waar jy die lyne kan sien, is hulle presies ewe ver van mekaar af. Enige vorm van ewewydige lyne wat ewe ver van mekaar af is, beteken hulle gaan mekaar nêrens kruis nie. En dit kan ons sê, as ons byvoorbeeld die afstand hierso is presies dieselfde as die afstand by daai punt. Veronderstel die afstand hier is 2 cm, dan gaan die afstand hier ook 2 cm wees. Net so kan ons ewewydige lyne hê wat so lyk, met ander woorde, daai afstand van daar af tot daar is presies dieselfde, so as daai afstand daar 2 cm is, dan is hierdie afstand hier ook 2 cm. Dieselfde met hierdie ene, as hierdie afstand hierso 2 cm is, dan is die afstand by hierdie punt ook presies 2 cm. Dit is wat ewewydige lyne of parallelle lyne beteken. Nou, ewewydige lyne of parallelle lyne gaan ons altyd aandui deur 'n pyltjie op die lyne te trek wat ewewydig of parallel is aan mekaar. Ons gebruik een pyltjie of 2 pyltjies, dit is die tekens wat ons gebruik om parallel aan te dui. Parallel of ewewydig. Nou, wanneer ons met ewewydige lyne werk of parallelle lyne, dan is daar 3 belangrike eienskappe wat ons van ewewydige lyne moet ken. En elke keer as jy 'n meetkunde vraag kry, moet hierdie 3 eienskappe van ewewydige lyne dadelik in julle koppe kom. Die eerste eienskap van ewewydige lyne, wanneer daar 'n snylyn deur hulle gaan loop, gaan oor die verwisselende hoeke. Kom ons trek nou net gou ons ewewydige lyne, dat ons mooi dit kan verduidelik. As ons nou kyk na verwisselende hoeke kan ons begin deur die definisie te sê, wanneer 2 ewewydige lyne deur 'n snylyn of 'n dwarslyn gesny word. Met ander woorde, as ons 'n lyn het wat 2 ewewydige lyne sny, dan kan ons sê dat verwisselende hoeke gelyk is. Hierdie lyn wat ons nou hier getrek het, word 'n snylyn of 'n dwarslyn of 'n transversale lyn genoem. Nou, wanneer 'n snylyn so die 2 ewewydige lyne sny, praat ons van verwisselende hoeke wat gelyk is. Nou, wat is verwisselende hoeke? As ek nou dink oor verwisselende hoeke, dan sê ek hulle verwissel van posisie. As ek sê hulle verwissel van posisie, dan beteken dit die hoek wat links en onder die links van die snylyn en onder die parallelle lyn lê, verander na die hoek wat regs van die snylyn en bo die tweede parallelle lyn lê. Met ander woorde, sy posisie wissel. As ons nou mooi kyk, dan kan ons sien hierdie posisie maak ook 'n Z. So daai gee vir my verwisselende hoekies. As die hoek nou byvoorbeeld regs van die snylyn en onder die parallelle lyn is, dan verander hy na links van die snylyn en bo die tweede parallelle lyn. Hierdie is ook nou 'n uitgestrekte Z wat gevorm word. Dit is wat verwisselende hoeke is. So as ons hierdie hoekies nou gaan nommer, dan kan ek sê hierdie hoekies is hoek 1, 2, 3 en 4 en hierdie is hoek 5, 6, 7 en 8.
dan kan ek nou gaan sê, wanneer twee ewewydige lyne deur 'n snylyn of 'n dwarslyn gesny word, kan ek dus met ander woorde sê, hoek 4 is gelyk aan hoek 6 en my rede is verwisselende hoeke is gelyk. Net so kan ek nou sê, hoek 3 is gelyk aan hoek 5 en my rede is weer verwisselende hoeke is gelyk. As jy nou mooi kyk, dan kan jy verstaan as ek vir jou sê die verwisselende hoeke vorm 'n Z. Met ander woorde, daai hoekie is gelyk aan daai hoek. Enige Z wat hy vorm, kan nou 'n uitgestrekte Z ook wees, wat nou so Z lyk, en dan kan ek sê, hierdie hoek is gelyk aan daai hoek. Of die Z kan nou van so 'n aard ook lyk, dat hy die kant toe om uitgestrek is, dan kan ek nou weer sê, hierdie hoek is gelyk aan daai hoek. Dit is wat verwisselende hoeke is. So dit is die eerste eienskap by ewewydige lyne. Die tweede eienskap waaraan ons dink as hulle vir ons sê dat twee lyne ewewydig is aan ooreenkomstige hoeke. Nou hulle sê vir ons die tweede eienskap wat ons van ewewydige lyne kan weet wanneer 'n dwarslyn of 'n snylyn hulle twee ewewydige lyne sny, praat ons van ooreenkomstige hoeke wat gelyk is. Hier het ek nou 'n paar verskillende ewewydige lyntjies geteken. Onthou, hierdie is nou ons snylyn. Hierdie is ons snylyn, ons dwarslyn of ons transversale lyn. Hierso is hierdie enetjie is ons snylyn, of wat ons ook nou van praat is 'n dwarslyn, of die groot woord is transversale lyn. Die posisie is ooreenkomstig, met ander woorde, die hoek wat links van die snylyn en bo die eerste parallelle lyn is gelyk aan die hoek wat links en bo is van die tweede parallelle lyn. Met ander woorde, as ons kyk na links van die snylyn en bo, dan is dit daai hoekie. Daai hoek is gelyk aan die hoek wat links en bo is van die tweede parallelle lyn. So jy kan sien, hulle posisie is ooreenkomstig. Dit is hoekom ons praat van ooreenkomstige hoeke. So, as ons sê die hoek wat regs van die snylyn en onder die eerste parallelle lyn is gelyk aan die hoek wat regs van die snylyn en onder die tweede parallelle lyn is, dan is dit daai twee hoekies. So ons kan sien, ons het hier ooreenkomstige, hulle posisie is ooreenkomstig. Dit is hoekom ons kan praat van ooreenkomstige hoeke. Kom ons kyk na ons derde figuurtjie, as ons kyk na die hoek wat links van die snylyn en onder die een parallelle lyn is, moet gelyk wees aan die hoek wat links van die snylyn en onder die ander parallelle lyn is. So julle kan sien, hier is my ooreenkomstige hoeke. So as ons mooi kyk na ooreenkomstige hoeke, dan is dit hoeke wat 'n F vorm. Met ander woorde, as jy kyk na F, dan kan jy sê, daai hoek is gelyk aan daai hoek. As die F so omlê, dan beteken dit, daai hoekie is gelyk aan daai hoek. As die F op sy kop staan, dan beteken dit, daai hoek is gelyk aan daai hoek. So enige hoek wat ooreenkomste toon, dit kan ek uit 'n F sien. So enige manier wat hulle vir jou die ewewydige lyne gee, maak nie saak hoe hy lê nie. Jy kan jou
ooreenkomstige hoeke raak sien deur die F-patroon wat hy vorm. Die derde eienskap waarna ons kyk by ewewydige lyne is ko-binnehoeke. Die eienskap sê ko-binnehoeke is supplementêr. So wanneer twee ewewydige lyne deur 'n snylyn of 'n dwarslyn gesny word, is die ko-binnehoeke supplementêr. Wat beteken supplementêr nou weer? Supplementêr het ons gesê, hulle is saam 180 grade. Met ander woorde, as ons hulle bymekaar tel, kry ons 'n antwoord van 180 grade. So as ons kyk na twee ewewydige lyne, kom ons teken nou net gou weer ons ewewydige lyntjies. Met ander woorde, as ons gaan kyk na hierdie ko-binnehoeke. Ko-binnehoeke beteken dit is die hoeke wat binne die twee snylyne lê. Met ander woorde, hierdie hoek 3 en hoek 6 is ko-binnehoeke. Met ander woorde, as ek dan kan sê ko-binnehoeke is supplementêr. Supplementêr beteken hulle gee saam vir my 180 grade, dan kan ek sê hoek 3 plus hoek 6 is gelyk aan 180 grade. As ek kyk na hierdie hoek 4 plus hoek 5, dan lê hulle weer binne hierdie twee parallelle lyne aan die linkerkant van die snylyn. So hoek 4 plus hoek 5 is ko-binnehoeke en hulle som is saam 180 grade. As ek gaan kyk na hierdie hoek 4 en hoek 5, hoek 4 en hoek 5 is ko-binnehoeke, so hoek 4 plus hoek 5 is gelyk aan 180 grade. Ek kan kyk na hoek 3 en hoek 6, hulle is ko-binnehoeke, so hoek 3 en hoek 6 gee vir my saam 180 grade. As ons hier kyk na hierdie voorbeeldjie, dan sien ek daai twee lê binne die lyn, so hierdie is my ko-binnehoeke, so hoek 3 plus hoek 6 gee vir my 180 grade. En aan hierdie kant kan ek sien met daai hoek 4 en hoek 5 lê tussen die twee lyne, so ek kan sê hoek 4 plus hoek 5 se som is 180 grade. Die ander voorbeeld hoe 'n mens na dit kan kyk is om te sê hy vorm 'n U. En wanneer hy daai U vorm, dan kan ek sê dat daai twee hoeke, as ek hulle bymekaar tel, moet ek 180 grade kry. Maak nie saak hoe my U lê nie. As ek daai twee hoeke bymekaar tel, gee dit vir my 180 grade. Dit is dan al die eienskappe rondom ewewydige lyne. So, die eerste ding wat julle altyd aan moet dink, die 3 goeters wat dadelik in julle gedagtes moet opkom wanneer julle lees dat 'n vraag vir julle sê dat twee lyne ewewydig is aan mekaar, is jy moet dadelik dink jy kan verwisselende hoeke soek, jy kan ooreenkomstige hoeke soek en jy kan kyk na ko-binnehoeke wat supplementêr is. Dit is wat jou gaan help om 'n probleem op te los. Ek wil net gou vir julle wys hoekom werk dit so dat ons kan sê dat ko-binnehoeke supplementêr is. Hier is nou vir ons gegee twee ewewydige lyne wat deur 'n snylyn gesny word. So as ons nou mooi kyk na die hoekies, dan kan ons nou uit al die kennis wat ons nou opgedoen het, kan ons gaan sê, ek kan sê hoek 3 is gelyk aan hoek 6. En my rede daarvoor is my hoek 3tjie is gelyk aan hoek 6 en my rede daarvoor is mos nou soos wat ons gesê het is vir wisselende hoeke. Want hierdie enetjie is links van die snylyn en onder die boonste ewewydige lyn en hierdie een is regs van die snylyn en bo dit. So hy vorm 'n Z. Okay? Nou kan ons ook mos sê, maar
Hoek 6 plus hoek 8. Wat kan julle sien hier van hoek 6 plus hoek 8? Hierdie hoek 6 plus hoek 8 is hoeke op 'n reguit lyn. Met ander woorde, ek kan sê hoek 6 plus hoek 8 is saam 180 grade, want dit het ons mos gesê, 'n gestrekte hoek of hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr en dit is hoekom hulle saam 180 grade is. Reg. Maar nou kan ek ook mos nou weer sê uit dit wat ons nou geleer het, hoek 8 plus hoek 4 is hoek 8 is gelyk aan hoek 4 omdat hulle ooreenkomstige hoeke is. As ons nou mooi sien, dan sien ons hulle ooreenkomstige hoeke. Hulle vorm 'n effie, want die ooreenkomstige hoeke is waar die snylyn met mekaar sny, hulle posisie het die ooreenkoms ten opsigte van die snylyn en die ewewydige lyne. So, as hoek 4 gelyk is aan hoek 8, kan ek mos nou daarom sê dat hoek 6 plus hoek 4 moet gelyk wees aan 180 grade. Dit is hoekom ons daarby kom dat ons kan sê dat koobinnehoeke supplementêr is. Deur te bewys dat daai twee hoekies, hoek 4 en hoek 8 is ooreenkomstige hoeke en hoek 6 plus hoek 8 gee vir my 180 grade, so hoek 4 plus hoek 6 moet vir my ook 180 grade gee. Kom ons kyk na 'n paar voorbeeldsomme wat gewoonlik vir ons gevra word rondom ewewydige lyne. Die eerste voorbeeld waarna ons gaan kyk is hierdie lyn ABC wat getrek word met 'n parallelle lyn DE en tussen hulle twee kry ons die driehoekie. Nou vra die vraag vir ons bereken die onbekende in elke geval en gee 'n rede. So, as ons gaan kyk na hierdie ewewydige lyne, hulle het nou vir ons gesê ABC is ewewydig aan DE. Die snylyntjies wat ons nou gaan hê is lyn BD en lyn BE. So die onmiddellike goed wat ons aan moet dink as ons sien dat ABC ewewydig is aan DE, is ons moet dink aan verwisselende hoeke is gelyk, ooreenkomstige hoeke is gelyk of koobinnehoeke is supplementêr. Dit is die rympie wat julle uit julle koppe uit moet kan leer. Gewoonlik bepaal ons ook die onbekendes deur by die eerste alfabetletter te begin. Hulle werk hom gewoonlik in die alfabetletter af. Dit maak nie saak as jy met B eerste begin nie, as jy hom eerste raak sien, is dit reg. Dit is nie 'n probleem nie. Jy kan nou net, omdat ek nou gewoond is daaraan, begin ek altyd by A. So hier kan ek nou sien, as ek kyk na hierdie, vorm daai mos 'n U en ek sien dit is die twee binnehoeke, koobinnehoeke van twee ewewydige lyne, so ek kan sê A plus 112 moet gelyk wees aan 180 grade. En my rede is koobinnehoeke en ons skryf, onthou nou in meetkunde moet ons altyd 'n rede skryf. Koobinnehoeke en jy noem jou ewewydige lyne AC is ewewydig aan DE. Uit dit uit kan ek nou die algebra doen, so ek wil nou hierdie plus 112 moet oorgaan daai kant toe, dan word A gelyk aan 180 grade minus 112 grade en dit gee vir my 'n antwoord van 68 grade. As ek nou gaan kyk na my hoekie B kan ek sien as ek hier kom kyk, het ek die Z wat gevorm word, met ander woorde B en 42 is dieselfde,
So ek kan sê, hoek B gaan gelyk wees aan 42 grade en my rede is verwisselende hoeke A, B, AC. Verwisselende hoeke AC is ewewydig aan DE. Die volgende sketsie het hulle vir ons gegee dat AC is ewewydig aan BE. Onthou nou, hulle vra nog steeds vir ons los die onbekendes op. So, hier het hulle vir ons gegee 'n X1 en 'n X2 en deur hierdie aanduiding wat hulle hier vir ons die pinkstreepies gegee het wat sê vir ons dat hoek X1 is gelyk aan hoek X2. Dit kan ons sommer so lank skryf as gegee. So, nou vra hulle vir ons bepaal die onbekendes. Goed, so, die eerste plekkie wat ons kan sien is ons sê BE is ewewydig aan AC. So, as ons dink aan BE wat ewewydig is aan AC, dan moet die eerste gedagte wat by ons kan opkom wees verwisselende hoeke is gelyk, ooreenkomstige hoeke is gelyk of ko-binnehoeke is supplementêr. So, die eerste ding wat ons nou kan sien hierso is ons aan al drie daai dink eienskappe van ewewydige lyne wat deur 'n snylyn gesny word, kan ons sien hierso is ons verwisselende hoeke, want daai hoek en daai hoek is weerskante van die snylyn. Die een is onder die ewewydige lyn en die ander een is bo die ewewydige lyn. So hy vorm daar 'n Z. Met ander woorde, ek kan sê hoek X2 is gelyk aan 50 grade en my rede is daarvoor A, verwisselende hoeke. Onthou, ons het nou gesê dit is ons verwisselende hoeke. AC is ewewydig aan BE. As hoek X2 nou met ander woorde gelyk is aan 50 grade, dan kan ek mos nou sê daarom is hoek X1 gelyk aan 50 grade, want hulle het vir my gegee dat hoek X1 gelyk is aan hoek X2. En jy kan jou rede maar skryf, dit is vir jou gegee. Want meetkunde moet ons altyd ons rede skryf. As ons nou kyk na wat ons volgende het, dan kan ons hierso sien, het ons hoeke op 'n reguit lyn. So, ek kan gaan sê hoek X1 plus hoek X2 plus hoek Y moet gelyk wees aan 180 grade. En my rede daarvoor is hoeke op 'n reguit lyn. Onthou, ons het gesê jy kan ook die rede gebruik van 'n gestrekte hoek, want 'n gestrekte hoek se rede sê ook vir jou dat die som van die hoeke is dan gelyk aan 180 grade. Nou het ek mos uitgewerk dat hoek X1 is 50 grade plus hoek X2 is 50 grade, so ons kan dit in X1 en X2 se plek skryf en dan kan ons nou voortgaan om Y te bepaal. So ons het 100 grade plus hoek Y is gelyk aan 180 grade. Ek wil vir hoek Y alleen hê, so ek kan nou hierdie 100 grade oorvat deur my algebra toepassings en ek het hoek Y is gelyk aan 180 grade minus 100 grade en dit gee vir my 'n antwoord van 80 grade. Die volgende wat ons moet doen is om vir Z op te los. As ons nou kyk na Z, dan kan ons weer met hierdie ewewydige lyne kan ons weer sien. Daai twee lyne is ewewydig aan mekaar en hierso is die snylyn. Met ander woorde, hierdie hoek en daai hoek gaan ooreenkomstige hoeke wees. So ons kan dan met ander woorde sê hoek Z is gelyk aan hoek X1
en dit is my rede is ooreenkomstige hoeke, want hulle posisie ten opsigte van lyne is dieselfde, ooreenkomstige hoeke, en nog steeds is dit AC is ewewydig aan BE. Daarom kan ek sê is hoek Z gelyk aan 50 grade. In hierdie sketsie is daar vir ons gegee dat CF ewewydig is aan AB. My vraag is nog steeds om die onbekende hoeke op te los. Die eerste enetjie waar ek by sal begin is by hierdie X, en dan kan ek nou hier weer sien, ek het my hoeke op 'n reguit lyn. So al die werkies wat ons nou gedoen het, kom nou bymekaar. Ek kan sê hoek X plus daai 60 grade plus 80 grade moet gelyk wees aan 180 grade, want onthou, ons het nou weer gesê, hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr, en hulle som is met ander woorde saam 180 grade. As ek nou X wil alleen hê, moet ek mos nou die algebra gaan doen. 60 plus 180 is 140, so hierdie 140 moet weggaan na die regterkant toe, so X is gelyk aan 180 grade minus 140, want as hy oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken. So 180 grade minus 140 grade is 40 grade. As ek nou mooi gaan kyk, kan ek nou ook sien hierdie is twee reguit lyne wat mekaar sny. Met ander woorde, y se waarde gaan gelyk wees aan 80 grade en my rede wat ek hier tussen hakkies gaan sit is regoorstaande hoeke, want onthou in die vorige lesie het ons gesê wanneer twee reguit lyne mekaar sny, dan is regoorstaande hoeke gelyk. As ek nou aanbeweeg om Z op te los, in terme van my ewewydige lyne kan ek sien hier word 'n F gevorm. Met ander woorde, daai X en Z moet gelyk wees aan mekaar. Met ander woorde, ek kan sê Z is gelyk aan 40 grade, want ons het mos nou heel eers uitgewerk, X is 40 grade, en dan kan ek sê, my rede is ooreenkomstige hoeke, CF is ewewydig aan AB. Nou moet ons nog net hoek A bereken. As ek gaan kyk na A, waar lê A? A lê hierso. As ek nou weer kyk na hierdie ewewydige lyne wat vir my gegee is, dan kan ek sien hier word 'n F gevorm, met ander woorde A moet gelyk wees aan daai 60 grade, want my rede is dan ooreenkomstige hoeke. So ek kan sê A is gelyk aan 60 grade en my rede is weer eens ooreenkomstige hoeke, CF ewewydig aan AB. Hier gee hulle vir ons lyn AOB is ewewydig aan CD en ons het daai driehoekie COD. Hierdie aanduiding sê hier vir ons dat hierdie hoekie is 90 grade. Onthou altyd wanneer hulle so blokkie teken in 'n hoek, dan dui dit aan dat daai hoek 90 grade is. Hulle vra nou weer eens vir ons los op die onbekendes. Nou om enige iets van dit op te kan begin los, ek wil nou graag met X begin, kan ek gaan sê hoek O1 plus daai 90 grade plus 60 grade moet gelyk wees aan 180 grade.
Wat is my rede hoekom ek dit sê? Dit is hoeke op 'n reguit lyn, want daai vorm 'n gestrekte hoek. Moet ek nou net as ek nou hoek O1 wil bereken, moet ek nou net die algebra doen. So hoek O1 is gelyk aan 180 grade minus 150 grade, met ander woorde hoek O1 is gelyk aan 30 grade. As ek nou het dat hoek O1 gelyk is aan 30 grade, dan kan ek nou weer sien oor hierdie ewewydige lyne kan ek sê dat hoek X moet gelyk wees aan hoek O1. En my rede is daarvoor mos vir verwisselende hoeke. Hoek O1 is gelyk aan X of X is gelyk aan hoek O1 en my rede is verwisselende hoeke. AB is ewewydig aan CD. Daarom kan ek sê dat X gelyk is aan 30 grade. As ek nou weer Y wil bereken, dan kan ek nou hier sien, tussen hierdie twee ewewydige lyne het ek nou ko-binnehoeke. Met ander woorde, hulle lê binne daai twee hoeke, so hierdie Y plus daai 60 grade moet vir my 180 grade gee. So ek kan my sommetjie gaan skryf as Y plus 60 grade is gelyk aan 180 grade. En my rede by dit is ko-binnehoeke en AB is ewewydig aan CD. So ek kan Y uitwerk deur te sê Y is 180 grade, hierdie 60 grade moet oorgaan daai kant toe, so Y is gelyk aan 180 grade minus 60 grade, Y is gelyk aan 120 grade. Dit behels dan nou die voorbeeldjies rondom hierdie werk en jy kan al hierdie goedjies nou inoefen deur jou huiswerk vir hierdie les mooi te voltooi.